Ons gaan lees uit Lukas 24 uit. Ons is by ons 4de week tema van Pinksterreeks, van ons Pinksterreeks. En ek gaan nou maar so 'n bietjie ietsie sê oor die voorbereiding vir hierdie erediens, maar ons gaan nie al die verse lees nie. Nie dat daar belangriker verse is en minder belangrike verse is nie. Dit is ook belangrik om so 'n bietjie iets te los vir julle in die besprekings van julle omgegroepe of selgroepe of so. Kom ons lees vers 13 tot 24 en dan weer 30 tot 35. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Hier is nou na die kruisiging en die opstanding. Gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle, met die naam Kleopas, het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad, in die oë van God en die hele volk. En hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het. Sommige vroue het uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En voordat ek nou verder daar lees, wat toe nou gebeur het is net om die prentjie mooi in te kleer, maar julle gaan dit seker later verder weer lees. Die 2 manne en Jesus het toe nou gestap op pad Emmaus toe, want Jesus het gesê hy is ook op pad in dieselfde rigting. En met die gesprekke wat toe nou tussendeur gevoer word, kom hulle toe nou soos wat die son onder wil gaan, of soos wat die son ondergaan, sê die 2 manne, right, hulle is hier by die huis, hulle gaan in, en Jesus sê, maar hy wil nog verder loop. Toe sê hulle, nee, dis donker, kom wees aan tuis by ons. En wat toe gebeur het is, Jesus het saam met hulle ingegaan, en die volgende, dis nie vir 'n snack tussendeur nie, hoor. Toe gebeur die volgende. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie? Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. En ons lees vereers tot daar. Soos ek sê, dit is die 4de week van ons Pinksterreeks en ons almal werk ons maar uit hierdie boekies uit. Ons het 'n draai gemaak by Jakob heel aan die begin en ek gaan so 'n bietjie iets noem van Jakob se tema ook. En ons het 'n draai gemaak by Moses en ons was by Elia gewees en nou is ons hier by die Emmausgangers. So ons hele Pinksterreeks gaan om 'n pad saam met die Here te stap. Dit sê hierso ontmoet God op die pad. Ek het vertaal vir Engels ook vir tieners en 'n ander omgegroep. En toe het ek die titel so 'n bietjie verander, Encountering God on the Road. En encountering is vir my so 'n mooi woord, want is iets van, jy ontdek hom nie noodwendig nie, vir party mense ontdek jy hom soms opnuut, maar jy encounter hom, jy beleef iets van hom. En Pinksterreekse is vir my eintlik so 'n bietjie moeilik om te preek. Die rede daarvoor is, ek wil nie net in die boekie net verder daarop uitbrei nie. Mens wil tog iets aan die lyf los wat jy kan gaan bespreek en oor gaan dink. Maar daar is soveel om te sê. So ek hoop daarom ook dat hierdie tot seën vir julle sal wees. Maar
Hierdie preektema skakel baie met 'n maand gelede se preek wat ek gelewer het. Julle sal onthou ek het 'n preek gedoen oor, of julle sal dalk onthou, dat ek 'n preek gedoen het oor om Jesus te herken in die oomblik. So toe ek nou hierdie reeks kry, hierdie tema kry, toe dink ek, okay, ek kan nie daai preek net weer kom praat nie. Dis ook 'n ander teks. So ons gaan nou so bietjie kyk na, of ons gaan hier die fokus so bietjie verskuif van om Jesus in die oomblik te herken, na om in retrospek om te herken. Soos wat die Emmausgangers eintlik in retrospek eers besef het, hy was nog altyd daar. Hy was saam met hulle. En ons herken hom regtig soms eers in retrospek. Wat ek daarmee bedoel, en julle gaan sien ek het die woorde baie klein gesit, en dis opsetlik so, want dis partykeer die klein goedjies in die lewe wat ons miskyk. Jy kan die Here dalk herken in die eksamenlokaal waar jy gesit het. Dit klink snaaks, maar dalk het jy so iets beleef. Dalk het jy in retrospek iets van God ervaar in of langs 'n hospitaalbed. Dalk nie in die oomblik nie, maar wanneer jy nou terugkyk, dan dink jy aan daai rowwe Desember wat jy in die hospitaal was en jy dink, as ek nou terugdink, erken ek die Here langs my hospitaalbed. Dalk in die motorongeluk of die amper motorongeluk in retrospek. Jy dalk in die oomblik gevoel, jy's dalk woedend in die oomblik, want hierdie bakkie of taxi het nou jou vasgery of amper in jou vasgery. Maar in retrospek kyk jy terug en jy dink, die Here was met my. As ek 'n sekond later daai draai gevat het, of as hulle 'n sekond vroeër in my vasgery het, wat kon gewees het? Wat as ek daai dag spesifiek my gordel vasgemaak het? Dit kon die Here wees. Ek herken dalk die Here in retrospek daar. Dalk by jou gradeplegtigheid. Is baie van ons wat die voorreg gehad het om te gaan swat, en daar's baie mense wat graag sou wou gaan swat het, wat nie die geleentheid gekry het nie, en dan dalk later gaan swat en dan kry hulle graad en is net 'n dankie Here moment. Dalk rondom familie. Eklesia, saam kerk wees. Kan jou geloofsfamilie ook wees. En hier is 'n interessante een, natuur. Statistiek dui daar vir ons, ek is nou self daar, maar ek gaan nou maar op die arme millennials hammer, so jammer julle, ek saam met julle. Statistiek dui vir ons dat millennials en die generasies jonger as hulle, buitensporig baie klem plaas op God in die natuur, en spiritualiteit in die natuur, meer as enige ander generasie voor hulle. So, as jy nou kan ek die Afrikaanse survey kry nie, maar as jy na surveys gaan kyk wat gedoen is, dan sal bietjie ouer generasies, ek gaan nie sê wat ek as oud beskryf nie, maar bietjie ouer generasies sê, ek ervaar God in die erediens. Ek ervaar God in my Bybelstudie. By ver die oorgrote meerderheid van millennials en jonger sê, ek ervaar iets van God wanneer ek in die see is. Want dan herinner die branders vir my dat ek so klein is. Of langs die waterval, die gesuis. Dalk het jy in retrospek ook iets van God ervaar. Hier's 'n hele paar visvoete en bergskilpaaie. Dalk het jy iets op daai staptoere ook beleef, wat jy in retrospek besef het, God was regtig by my. Die interessante ding is, as ons kyk na die teks, ons gaan nou weer so 'n bietjie kyk na die teks, en ek het hom so 'n bietjie opgebreek in sulke boustene, en dan sal die laaste een wat presies in die middel van die skyfie gaan wees. Soms loop ons ook teleurgesteld, soos hierdie twee manne na Emmaus toe, wat ook al jou Emmaus mag wees. Hulle het 'n verwagting gehad dat Jesus van Nasaret die een sal wees wat Israel kom bevry, maar hier's die nuus van sy afsterwe. En boonop dit nog die leë graf ook, wat ons weet wonderlike nuus is, maar vir hulle was dit nog net die vrouens wat vir hulle gaan vertel het. Snaaks so niemand ooit die vrouens vertrou in die Bybel nie. Ek voel jammer vir hulle. Maar die teleurstelling, miskien het jy in jou lewe ook al so op 'n pad van teleurstelling gestap. Jy het dalk 'n geleentheid gemis, of jy het 'n geliefde aan die dood afgestaan, of hulle het by jou huis ingebreek. En hier is die snaakse ding, of die mooi ding. Die teenwoordigheid van Jesus is so ongemerk in ons lewens baie keer,
as jy kyk na vers 15 en 16, hy is daar, hy is teenwoordig, ek hoef jy nie te oortuig nie. Jy kan maar net na die skrif gaan kyk, die skrif sal jou oortuig. Al voel dit nie altyd so nie. Maar vers 17 tot 24 sê vir ons iets interessants. Julle gesien wat Jesus gedoen het, toe die manne stap. Hy het nie weggetrek met 'n preek en 'n pamfletjie wat sê, join my kerk, kom ons gaan doen 'n uitreikaksie nie. Jesus het eers geluister. Hy het eers geluister na wat hierdie manne sê. Hy het eers geluister na wat is die kwessie wat hulle skouertjies so laat hang. Wat is aan die hart van hierdie teleurstelling? En dit is mooi ook as jy kyk na hoe Jesus dan reageer. Ek het die woorde het ek nogal mooi raak gelees uit een van hierdie kommentare. Dit sê, hy nooi hulle uit om hul seer en twyfel te deel. Dit is intiem, sag en helend. Dis die realiteit vir ons ook. Die Here is met ons ook. Ek en Martin het ook 'n baie lekker gesprek in die week gehad. Martin sê vir hom, maar ek en my kollega praat ook lekker saam. Maar ons het in die week hierso ook gepraat oor wat dalk om ons is wat ons nie sien nie. Bloot omdat ons dit miskyk of omdat jou oor dit nie vang nie. Om te weet dat die Here Jesus is by jou, met jou, wanneer ons die seën uitspreek, dan herinner ons mekaar daaraan om te sê, mag hy by jou wees. Die gemeenskap van die Heilige Gees, die genade van God die Vader, die liefde van Jesus, ons herinner jou daaraan. Omdat dit so belangrik is om dit nie te vergeet nie. Jesus het ook gegaan en hy het gesê, maar kom ek verduidelik vir julle wat hier aangaan. Want die manne was verward geweest. As jy 'n bietjie gaan kyk na wat in daai paar verse verder sit. Jesus het vir hulle begin verduidelik van, eintlik praat hy oor homself, want hy weet hy is die Christus, maar hy verduidelik vir hulle wat geskryf is oor die Christus, geskryf deur Moses, deur die profete, so hy gaan haal hom na deur aan 'n kant, om vir hulle eintlik te vertel, maar wees seker oor hierdie Christus wat leef. Kom ek verduidelik vir julle hoe werk die skrif. Ek en jy het ook 'n verantwoordelikheid om dit te doen. Want ek het nou gesê, ons vergeet soms so 'n bietjie ons vergeet soms om onsself te herinner aan God se teenwoordigheid in ons lewens. Maar dis hoekom ons reekse doen. Dis hoekom ons Pinksterreekse doen. Dis hoekom ons preke lewer en preke luister. Want soos Jesus moet ons teruggaan na die skrif toe en sê, maar ek is onseker, of ek is teleurgesteld is die woord daar, of ek twyfel. Deel dit met God. Ek sê weer die woorde van net nou, dis intiem, sag en helend. God se stem. Praat met hom. Vra vir hom, waar is u? Deel jou hart. Hy wil dit hoor. Hy wil saam met jou stap. Hy wil op 'n stadium kom en, soos wat die teks vir ons sê, hy gaan op 'n punt kom wat hy skielik die brood in jou lewe opbreek. Ek sal maar vir die jammer sê oor die krummels wat ek nou laat val het. Ek sit hom sommer daar sodat julle ook kan sien. Daai broodbreek moment, dis die manier, die wyse waarop die Here Jesus homself aan jou openbaar. Dit is dalk nie noodwendig, kyk ek praat nou van nagmaal ook, is 'n sakrament. Ons het ons net 2 sakramente in ons kerktradisie, doop en nagmaal. So ons gaan in nagmaal ook iets so van die Here ervaar, van die brood wat gebreek word. Maar as ek praat van 'n broodbreek moment, dan praat ek van die metafoor van hierdie Emmausgangers. Iets in jou lewe kan as 'n broodbreek moment wees waar jy skielik die Here herken. Waar jy skielik kan besef, dit was God wat by my was. Soos ek sê, dit is soms moeilik om hom in die oomblik raak te sien. En ek het nog 'n illustrasie. Marisel, hier is my metronoom. Ek het vir haar gevra of ek een kan leen. Wat die lewe verskriklik moeilik maak, ek spring eintlik nou so 'n bietjie vorentoe. Waar is hy nou? Ok, ek het hom nou nie daarop nie. Wat 'n metronoom doen, julle ken hom dalk. En ek het 'n mikrofoon ook hierso,
om dit ekstra irriterend te maak. Wat 'n metronoom doen is hy help jou in musiek om tyd te hou. En wat ek gaan doen is ek gaan dit nou gebruik as 'n metafoor vir jou dag. As jy die gewig heel bo sit, dan is hy stadig. Jy kry stadige dae. Laai die kinders by skool af, gaan huis toe, of werk toe, voer die honde, rustige dag. Miskien is dit 'n naweek. Miskien is dit op 'n uitreik of 'n kamp. Dit is makliker om dan terug te gaan of om dan stil te raak en vir die Here dankie te sê vir sy teenwoordigheid in jou lewe, of om vir hom te vra, Here, is U teenwoordig in my lewe? Dit raak bietjie rowwer as jy pas bietjie optel. Ek gaan nie probeer byhou met woorde nie. Verbeel julle maar ek sê verskillende vinnige goed. Dan kry jy krisistye. Dit is dalk disaster risk management by die werk, en jou vrou is kwaad vir jou, en die hond is siek, en die kar se versekering werk nie. Waar kry jy tyd op daai dag om vir die Here te vra, waar is U in my lewe? Kry jy tyd of maak jy tyd? En nou gaan ek hom afsit voor ek mal raak. En julle mal raak. Die lewe gaan so. So verlede week het ons 'n bietjie ook aan het geraak oor hoe vinnig die lewe is, die pas van die lewe, hoe vinnig dit is. Ek wil julle op daai noot herinner aan week 1 se tema met Jakob, wat die klip gevat het, om neergesit het en gesê het, hierdie is Bethel, of Bethel, maar Bethel is Hebreëus. Die huis van God. Kry vir jou sulke monumente in jou lewe. Moet my nie verkeerd verstaan en sê, kry vir iets wat jy gaan aanbid nie. Glad nie wat ek sê nie. Gaan kyk na daai momente in jou lewe, waar jy weet, in retrospek, was God met jou. Sit 'n kruisie in die tuin. Sit 'n geloof, hoop en liefde bordjie in jou voorportaal. Kry vir jou 'n kruishangertjie, iets wat jou herinner aan daai momente. Want ons vergeet soms ook om vir die Here dankie te sê vir die kere wat hy regtig sy teenwoordigheid aan jou openbaar het. Ons mis dit in die oomblik, want daai ding gaan baie vinnig met tye. Maar daai was vir my baie mooi bewoording. En die vlammetjie het my sommer herinner aan die tweede week met Moses, met die brandende bos. 'n Ware ontmoeting met God verander harte. Jy kan nie 'n ontmoeting met die Here hê sonder dat iets nie in jou gebeur nie. Dit voel dalk klein, of jy wonder dalk, het ek eintlik verander? Was dit dan werklik 'n ontmoeting met die Here? Want ek voel dieselfde. Maar 'n ontmoeting met die Here verander altyd mense. Dit steek hart aan die brand en voete wat hardloop. Hierdie twee teruggehardloop Jerusalem toe. Vergeet van Emmaus, terug Jerusalem toe. So waantoe hardloop jy wanneer jy stil raak op 'n besige dag en in retrospek terugkyk na momente met die Here? Gaan dink bietjie oor hierdie paar vrae na. Waar op jou lewenspad het jy hom dalk gemis? Ons het nou heeltyd gepraat oor, dink terug aan waar jy nou erken hy was in jou lewe, maar gaan dink bietjie, waar het jy hom gemis? Waar kom ons sê jou beter helfte, jou ander helfte jou aandag afgetrek het, want jy was smoor verlief of wat ook al, of wat jou werk net te veel eisend was. Waar het jy hom gemis? Waar het jou hart gebrand? Waar het jy regtig iets vir die Here gevoel en van die Here gevoel? En dan kry daai voete aan die gang, soos in die teks. Vir wie moet jy gaan vertel? Getuienisse is baie, baie, baie belangrik.
Getuienisse help ons om aan die gang te bly. Dit herinner ons in tye wanneer ons dit vergeet het, dat God teenwoordig is. Dat hy nog steeds werk. Dat wonderwerke nie net hier in die Bybel gebeur nie, maar hier in Vishoek ook. Ek wil julle dan daarby laat en onthou die metronoom en onthou dat ons in retrospek altyd momente met God kan herken, maar ons moet bietjie stil raak. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here Jesus, soms loop ons verby U, soms hoor ons nie die stem nie, soms is ons harte koud. Maar breek vir ons brood, open ons oë en laat ons harte weer brand. Stuur ons terug op die pad met moed, met liefde en met 'n storie om te vertel. Here Jesus, U is so lief vir ons en ons kyk dit soms mis. Ons is soms so besig met die alledaagse dinge en met die dinge wat swaar ook op ons harte druk. Soms is dit die lekker goed in die lewe wat ons ook weghou van U af. Maar Here, ek wil vandag opreg hier voor U vra. Help ons om asseblief U raak te sien, nie net in die oomblik nie, maar ook in retrospek. Dat ons sal terugkyk na die dinge op ons lewenspad wat ons ervaar het, en dat ons sal sien, daar was U teenwoordig, daar was U betrokke. Dankie, liewe Here. Amen.